In die vroeë kerk het die Christene op Opstandingssondag mekaar gegroet met die woorde: die Here het waarlik opgestaan. En vandag wil ek jou ook so groet. En ek wil met jou praat oor die tema: die graf gaan oop. Daar in Matteus 28 vers 2 tot 4 staan hierdie woorde: en daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening wegrol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe die hemelse alarm vir die opstanding van Jesus uit die dood afgaan, het die krag van God as dit ware in daardie graf van Josef van Arimatea ontplof. Die Heilige Gees het Jesus se koue lijk opgewek en verheerlik tot 'n bonatuurlike liggaam en sy gees vanuit die paradysgedeelte van die doderyk weer met sy liggaam verenig. Hierdie openbaring van opstandingskrag was so geweldig dat die aarde geskud het, asof met 'n groot aardbewing. Daar was 'n aardbewing toe die Seun van God die Vrydag op Golgotha gesterf het. En daar was weer 'n aardbewing toe hy die Sondagoggend uit die dood opgewek is. Op dieselfde oomblik het 'n engel van die Here die swaar klip voor die graf weggerol. Die vraag kan gevra word, waarom dit hoegenaamd nodig was dat die steen weggerol moes word, as Jesus nou 'n bonatuurlike liggaam gehad het wat in elk geval, soos Johannes 20 vers 19 sê, deur 'n toedeur kon beweeg. Dis 'n geldige vraag. Inderdaad was die wegrol van die steen nie nodig vir Jesus om die graf te verlaat nie. Die steen is egter nie weggerol om Jesus uit te laat nie, maar om ander mense in te laat, sodat hulle kon vergewis dat die graf leeg was. Die verskyning van die engel, hierdie heerlike, magtige hemelse wese, was soos weerlig. So oorweldigend was dit, dat die 4 geharde, ruwe Romeinse soldate gevrees en gebewe en soos dooies op die grond geval het. Matteus sê hulle het gebewe. Interessant, die woord in Grieks is dieselfde woord waarvan die woord aardbewing vandaan kom. Jesus se opstanding uit die dood was so magtige en kragtige gebeurtenis dat die aarde gebewe het, maar so ook die geharde soldate wat sy graf bewaak het. Trouwens, hulle het hulpeloos, verlam, soos dooies op die grond gelê. In die lig van hierdie flitsende blik op die kragtige openbaring van God se Gees, is dit wonderlik om in Romeine 8 vers 11 te kan lees. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Vir die Nuwe Testamentiese skrywers was die opwekking van Jesus uit die dood die hoogtepunt van die openbaring van die krag van God. Efesiërs 1 vers 18 tot 20 sê, sodat julle kan weet wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand van God in die hemele. Die opwekking van Jesus uit die dood het meer as alles bevestig, dat ons God 'n God is van krag. Hy het die hemel geskep, was deur die geskiedenis werksaam, en het nou op hierdie dag sy seun uit die greep van die dood geruk. Petrus het hierdie waarheid tydens die boodskap op Pinksterdag op 'n treffende wyse by sy gehoor tuis gebring. Hy het gesê, hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Daar in Handelinge 2 vers 24, sal jy onthou, ook in hierdie dag spesiaal, die krag wat Jesus uit die dood opgewek het, leef ook in jou en my. Kom ons sê vir hom dankie. Here Jesus, die dood kon U nie vashou nie. Dankie dat dieselfde Gees wat U uit die dood opgewek het, ook ons sterflike liggame lewend maak. Amen.